Dierbare Koning Jesus, dis met ontzag met ons voor die Almag verskyn vanoggend. Here, mag dit wees dat wanneer ons die woord oopmaak, dat U sal spreek tot ons deur die Heilige Gees. En wil U gee dat ons 'n besluit sal formuleer wat vir ons blywend sal wees tot aan die einde. Seën ons nou in Jesus naam. Amen. Ek wil vir u graag voorlees Johannes 14, die welbekende gedeelte wat u seker die hoofheid ken. Laat julle hart nie ontstel word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan of julle plek berei het, sê hy, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Tot sover mag die Here vir u seën terwyl ons vandag saam bid. Dankie vir die musiek. Ek dink nou daaraan, so half tom in die kies. Ek het 33 jaar vir die kerk gewerk. En toe ek afgetree het nie een enkele persoon van my werkgewers my gebel en gesê dankie nie. Nie 'n kaartjie nie, nie 'n briefie nie, nie 'n afskeid nie, nie 'n geskenkie nie. En 'n mens voel snaaks as jy sulke dinge sien. Ek is bly dat die eerste gemeente jouself ontferm oor die mense wat hier by die dien. Dankie vir julle diensbare op Jaco, Talita, die kinders. Hulle sal gemis word, altyd welkom om terug te kom. Jesus se preke was meer as dikwels 'n reaksie op wat hom gebeur. Hy het nie soos ons gesit en gedink waaroor sal ek preek nie. Watter liedere sal pas by die boodskap nie. Hy het gereageer op wat hy gesien het. Lukas 15 is die verhaal, jy kan daar opmaak as jy wil. Ongeveer 2 maande voor die kruis. Jesus is besig om die gebeure in te trek. Inspirasie sê dat in sy laaste paar weke het hy opgehou om mense te genees. Hy het opgehou om te evangeliseer en van stad tot stad te gaan. Hy het sy fokus geplaas op die opleiding van die disippels wat hy agter gaan los. En hy het gereed gemaak om hierdie wêreld te verlaat. En sy boodskappe in die laaste paar maande was baie besonder vir ons gewees. Wat in hierdie tyd lewe vandag. Lukas 15 vers 1. En al die tollenaars en die sondaars het die gewoonte gehad om na hom te kom en na hom te luister. Ons gaan vanmiddag so 'n bietjie kyk na verdere opleiding en preekvoorbereiding. So hierdie boodskap is so 'n bietjie net 'n fondasie om daarop te bou verder. Wat is 'n tollenaar? 'n Man wat belasting invorder. Bietjie anders as SARS. Hierdie mense het die reg gehad om buiten die gewone fooi wat hulle gevra het, wat hulle geregtig op was, so ietsie ekstra bygesit. En die Romeine het aanpad gekyk. So hulle was nie geliefd geweest nie. Hulle sou nie 'n afskeid gehad het as hulle weggegaan het nie. Sondaars is 'n baie breë algemene term wat mense insluit wat nie aan God se koninkryk behoort nie. Nou hierdie is 'n klassifikasie uitspraak wat die Here gevat het uit die mond van die Fariseërs, die Sadduseërs, die Herodiane. Ek het vir julle gesê dat hierdie boodskap is 'n direkte reaksie op wat mense gesê het. En hy het geluister wat sê die kerkmense. Nou skryf Lukas, wat 'n geneesheer was
En hy het so bietjie opgelet. 'n sondaar en 'n tollenaar is dieselfde. Hulle is sinoniem. Die Fariseërs gesê die mense wat die wet nie ken nie. Wanneer die mense vir Jesus getuig het en vir Jesus opgekom het hulle gesê hierdie skare wat die wet nie ken nie. Ongeletterde mense, hulle het nie die wet bestudeer soos ons nie. Mense wat nie gewoonlik in die sinagoge gekom het nie, want hulle was nou uitgeworpenes uit die aard van die saak. So jy het hulle nie in die kerk gesien. Hulle het nie welkom gevoel daar nie, en dis wat dit was. Nou, hoofstuk 5 vers 30, 15 vers 30, excuse, ek is nou, net sien. Ja, dis 'n ander teks wat ek kan dink. Dit verwys na openbare sondaars. Jy weet, as 'n mens, die Bybel sê, as 'n mens kwaad doen, wanneer doen jy kwaad? In die nag. Jy's kinders van die duisternis, in Paulus. Jy's in 'n klassifikasie. Want jy kruip weg, jy wil nie hê mense moet sien, jy wil graag nog in die openbaar, daai beeld en die aansien wat mense van jou het, wil jy behou, maar agteraf gaan doen jy dinge wat onheilspellend is. So openbare sondaars, uitgeworpenes, mense wat die skyn van die aarde is, en wat in elk geval verlore is. Hoekom moet ons tyd spandeer aan mense wat in elk geval nie deel van God se koninkryk wil wees nie? Die Fariseërs het nie met hulle gemeng nie. Hierdie mense reageer nie op godsdienstige reëls nie. Nou, die Bybel begin deur te sê in Lukas 15 vers 1. Gebruik 'n metafoor en al die tollenaars en die sondaars het die gewoonte gehad om na hom toe kom luister. Na wie het hulle geluister? Na Jesus. So, jy moet die kontras in hierdie hoofstuk sien. Daar is mense wat nie in die kerk kom nie, oor hulle geklassifiseer is as sondaars. Dan is daar hulle wat na Jesus toe gekom het, wat die woord van die lewe gehad het. En die Bybel sê, niemand het ooit gepreek soos hy gepreek het nie. Hulle het die gewoonte gehad om na Jesus te luister. Hulle kom, hulle luister, en Jesus ontvang diegene wat nie deur die kerk ontvang word nie. Lukas 15 is 'n direkte teregwysing vir die kerkleierskap. Ek moet bely dat al die jare wat ek oor hierdie tekste gepreek het byna 30 jaar verloop voor ek agtergekom het wat aan die gang is in hierdie hoofstuk. Ek het nooit besef dat die Here in een gelykenis met 3 dele die leierskap aanspreek nie. Jesus doen wat die kerkleiers nie wil doen. As nou die Here wat vanmôre lees gesê, julle moet 'n hoofstuk in sy konteks lees. Lees wat vooraf geskryf is, lees wat agterna geskryf is. Hierdie mense kom met aanklagte na Jesus toe. En hulle veroordeel vir Jesus oor hy sondaars ontvang. Mense wat eintlik nie in die kerk hoort nie. So Jesus se reaksie op hierdie aanklag is nou die volgende. Lukas 5 vers 30 sê, hy het saam met hulle geëet en gedrink. Nou vir 'n Jood, jy eet en drink nie saam met mense wat nie in jou klas is nie. Wat in jou stand is nie, wat op jou ekonomiese vlak beweeg nie. Dis baie belangrik om te verstaan. As jy die Joodse geskiedenis bestudeer, sal jy agterkom dat jy assosieer met mense van jou stand. En Jesus wat aanspraak maak op die koninkryk van God, assosieer met mense wat nie in sy klas is nie. Sondaars, tollenaars. Hy eet saam met hulle, hy drink saam met hulle. Die
boekie Gelykenis van Christus vertel die verhaal in antwoord op een van Jesus se gelykenisse, dat hulle het gedroom en gepraat oor die dag wanneer hulle, die Fariseërs, in die koninkryk van God sal sit aan die fees waar Abraham aan die hoof van die tafel sal sit. En toe die Here vir hulle daardie gelykenis van Lazarus vertel. Vers 2 van hoofstuk 15. En die Fariseërs en die skrifgeleerdes het gemurmureer. Die Griekse woord is interessant. Dit sê, dit kan nie vertaal word in Afrikaans of in Engels nie. Die gekoer wat duiwe maak as hulle sit en hok. Daardie ondertoonse gebrom, dis wat hulle gedoen het. Dis wat Lukas beskryf, hulle brom soos duiwe. En gesê, hierdie man, en jy moet oplet in die Bybel, baie keer hulle Jesus as die man aanspreek. 'n baie spesifieke terminologie in die Grieks. Wat hom uitwys, hulle herken nie sy geboorte nie, hulle herken nie sy profeetskap nie, hulle herken nie sy koningskap nie, hulle herken hom nie as leraar nie. Hierdie man, uitlander, as te ware, in kant. Hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Toe vertel hy aan hulle hierdie gelykenis. In die Bybel is dit in 3 dele opgedeel, en dit is een gelykenis wat in 3 fases aangebied word. Ek leer vir jou ook soms 'n bietjie om te ontleed in die Bybel. Hierdie is 'n ontledingsboodskap. Die Fariseërs beheer die sinagoges, die Sadduseërs beheer die tempeldiens, saam met die Herodiane. En dan sal die skrifgeleerdes in die tussenin wat die wet geïnterpreteer het. Nou, hulle het 'n interessante tegniek gebruik. Die Fariseërs kla Jesus aan by sy disippels. En hulle kla die disippels aan by Jesus. Hulle vra, hoekom eet hy saam met sondaars? En dan vra hulle weer, hoekom vas jou disippels nie? Lukas 15 is een gelykenis, die verlore skaap. Wat sê die les? 1 uit hoeveel? Hoeveel skape is daar? 1 uit 100. Hy los die 99 skape waar? Julle ken hierdie verhaal, in die woestyn. Om die een wat weg is, hoeveel is dit? Persentasie gewys? 1%. 1% raak weg uit die kudde uit en is verlore soos die skaap. 1 uit 10, 10% is soos die verlore penning wat wegraak uit die bondel pennings uit. En dan is daar 1 uit 2, dit is 50%, raak verlore soos die verlore seun. En hierdie is die hart van hierdie verhaal. Elke verhaal verloor iemand iets of is iets verlore. Dit is interessant dat die Bybel sulke klassifikasies maak en ons lees oor hierdie dinge. Elke verhaal is daar iemand wat iets verloor of iemand wat verlore is. Wat weggeraak het, wat gesoek moet word. Dit verg tyd, dit verg offering, dit verg spesiale planne om gevind te word. Onthou, Jesus praat met die kerkleiers in hierdie verhaal. Hy het, alhoewel die volk die gelykenis gehoor het hy met die kerkleiers gepraat. Dit is die eienaar wat soek, nie die diensknegt nie, nie moet sien. Nou, die Fariseërs, die Sadduseërs was diensknegte in diens van God. Hulle werk was om die werk te doen wat die eienaar van hulle gegee het. Maar in hierdie verhaal is dit die eienaar wat die skaap gaan soek. Dit is die eienaar wat die penning gaan soek, en is die vader wat die seun terug ontvang. God word uitgebeeld in 3 vlakke. Ek is interessant vir my as ek kyk, ek het 'n hele paar boodskappe wat ek in die Bybel gevind het, wat die godheidsleer op 3 vlakke, Vader, die Seun, die Heilige Gees uitbeeld. En hierdie is een van hulle. Die verlore skaap is dit Jesus wat soek. Hy moet hom gaan haal en hy vind hom.
Die verlore skaap kan homself nie red nie, hy moet gaan haal word. 'n Aksie wat die kerk moet hê. Die penning is dit die Heilige Gees wat die huis weer soek. En die proses wat beskryf word is hoe mense sistematies deur 'n plek gaan waar jy, so wat jy iets soek, deeglik van plek tot plek. Ek het met blinde mense gewerk, want ons het hulle geleer tegnieke om te soek as jy iets verloor het. Die patroon wat jy volg. Baie deeglik. Die seun, die vader, kyk uit vir die seun. Die Heilige Gees deursoek die huis in die vorm van die vrou. Nou, dit is hoe ons na God terugkeer, die prosesse. Party van ons moet gaan haal word, party van ons moet gesoek word, en party van ons moet terug ontvang word. As ons in daardie kategorie van die 1%, die 10% of die 50% verlore geraak het. Dit gaan nie oor 'n kind van God is, of jy nie 'n kind is nie. Baie keer sê ons, maar die persoon was 'n sondaar, so hy is eintlik nie in tel nie. Maak nie saak, het nie tyd om spandeer nie. Jou status of jou toestand is jy's verlore en jy raak weg. Nou as 'n skaap wegraak, is hy nog 'n skaap? Hy word niets anders nie. As hy gevind word, het hy waarde. As die penning wegraak, hy bly 'n penning. Jy moet hom net vind. As die seun wegloop en hy kom terug, wat is hy? Is hy iets anderster? Hy het sy pa gesê, ek gaan 'n diensknegt wees nie. Pa sê, jy is my seun. Jy is my erfgenaam. Hy het nie verander nie, hy is net weg. En die Here is besig om vir die Joodse leierskap te sê, daar is mense wat weggeraak het en julle moet hulle gaan haal, gaan soek hulle. Dit gaan oor God se gewilligheid om te ontvang soos jy is, om te aanvaar, nie soos jy is nie, maar jou te verander, en om dinge te doen. Daar is uitnodigings, Matteus 11:28, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. En die Here praat van die juk wat die kerkleiers op die mense plaas, doen al die dinge, dan sal julle gered word. Hy sê, vat daai juk weg, vat my juk op julle, deur met 'n boetvaardige gees na my te kom, en ek sal julle terug ontvang, en julle sal rus vind vir julle siel. Jesaja 55 vers 1, almal wat dors het, dit is jou kwalifikasie, jy moet dors wees, dan kan jy kry. Is jy hier vanmôre deur aan gevra in die les, omdat jy dors het? Jesaja 1 vers 18, kom, laat ons die saak uitmaak, ek en jy, kom ons gaan sit, ons praat oor die ding, en ons maak reg wat verkeerd is. Geliefdes, as daar een ding is wat baie duidelik in die Bybel is, dit die sondaar wat verlore geraak het, kan homself nie red nie. As dit so was, sou ons nie hier gesit het nie. Jy het iemand nodig. Jou werk is om te verander, of om jou reg te maak. God sê, ek het al baie vir u gesê, mense sê vir my, Here, ek gaan my lewe regmaak. Ek gaan ophou sonde doen. Ek gaan dinge doen wat goed is. Dan sal ek my laat doop. Wil ek die ding echt goed bietjie vir my baie voor. Ek weet nie of dit hard is nie. Ek sê vir julle, julle gaan nooit gedoop word nie, want julle sal nooit by die plek kom wat julle self kan verander of regmaak nie. Kom na die Here toe en hy sal julle aanvaar en dan sal hy julle regmaak, sodat julle dan gereed is om gedoop te word. Ons kan ons nie verander nie, ons kan onsself nie red nie. Die kerk het dit verkeerd, ons leer mense en dan doop ons hulle. Ek moet nie die kerk se teologie om ons te doorgooi nie. Ons moet Jesus na mense toe bring. En as hulle Jesus aanvaar, sal die leerstellings in hulle plek inval. Mense sal dit aanvaar. Here het dit ook gesê vanmôre. Hoop julle luister as wat praat. Die skaap kan nie red nie as jy uitkom nie. Hy moet gaan haal word. Die penning kan nie homself sê, hier is ek nie. Hy moet gesoek word. En die seun moet tot inkeer kom en 'n besluit maak om terug te kom waar sy vader hom kan terug ontvang. 3 groepe mense. Die gelykenis sê nie dat vergifnis outomaties is nie. Vergifnis is 'n gawe van God, maar die boetvaardige sal die Here terug verwelkom. Jou gesindheid, jou behoefte is jou aanspraak. Hoe dikwels sê ek nie vir die Here in my gebed, Here, ek kan nie soos koning Hizkia sê ek het al die dinge gedoen nie.
en daarom verdien ek om ten minste 'n sertifikaat te kry. Wat kan ek vir die Here sê? Here, ek het 'n behoefte aan U. Ek het U nodig, ek kan myself nie help nie, daarom kom ek. En die gawe van profesie sê dat ons behoefte is ons grootste aanspraak in gebed. Jy moet dit nie vergeet nie. As jy 'n behoefte het, is dit die aanspraak. Psalm 103 sê, soos 'n vader ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here oor die wat hom vrees. Jesus regverdig sy optrede om sondaars te ontvang wat kom, om saam met hulle te eet, om die werk te doen wat die kerkleiers nie wou doen nie. Lukas 15 vers 1 tot 7 is 'n pragtige verhaal van die skaap wat verlore geraak het. God soek en gaan haal. Hy het gesê vir die mense, ek het gekom om sondaars te red. Ek het gekom om die siekes wat genesing nodig het, te genees. Nou, in die konteks geplaas, wie is die 99 wat hy gelos het? Ons het allemaal verwys in die les vanoggend. Daar is ander wêrelddele wat ook kinders van God is, geskape wesens. Weet nie vir dieselfde as ons is, ons het nie insaag daar nie. Maar die gawe van profesie sê in Koning van die Eeuwe, Jesus los die 99 wêrelde om hierdie een verlore wêreld te kom red. Dit is 1%. Dit is eintlik waarna dit verwys. So lief het God die wêreld gehad. Jy ken daar die teks Johannes 3 vers 16. En as ek die skaapwagter was, sou ek my skape eers kraal toe gevat het. Jy weet, veilig toegemaak het, dat hulle veilig is. Dan sal ek gaan om die een wat verlore is, wat hardkoppig is, wat ontwillig is, wat hierdie draad klim. Ek sien eendag hoe 'n hond op draad moet klim. Jy weet, hy sit sy voete so en dan klim hy so oor die draad tot hy oor is aan die kant. Partykeer dink ons dat as 'n persoon wegraak, is dit sy eie skuld. Jy wil mos, jy weet, jou verdiende loon. En interessant hierdie verhaal, wat maak hy met daardie skaap? Dat hy met hom geraas, dat hy hom pak slaag gegee. Jou worsbandjie is deesdae nie vir onsself te lek, en stikkend is, nou hoor ek hom. En raas hom sê, worsie. Sy so rikkie stil, dan gaan hy in die kamer uit om die hoekie, sit daar, lek hy homself. Dan ek kan nie hoor nie, maar kan hom hoor. Dit is so ons maak as mense. Jy weet, ons wil graag daarom vir iemand sê, maar jy weet, ek gee jou pak slaan, maar dis ook om jou pak gee. Hoekom vir 'n tyd sê, van nou af vir die volgende week, gaan jy nie saam met die skapies uitveld toe nie, want jy loop ons weg, dan moet ek jou gaan soek. Nou bly jy by die hok vir 'n tyd wat nie gebeur het. Dis wat ons doen as mense, of ek sê vir hom, jy kan nou terugkom, maar agterna gaan ek jou pak gee. Nou my pa was op 'n predikant, en hy het eendag, ek onthou dit, het hy van die kansel afgeklim en ons viertjies wat aan die linkerkant gesit het, ons is 4 seuns gewees, het hy uitgehaal uit die bank uit en voor in die kerk vir ons elkeen 'n pak slaag gegee en ons teruggesit op die bank en teruggeklim en gaan verder preek. Die ouderling was woedend, hy sê leraar, hy sê luister, ek sal my kinders goed mag hoe ek wil. Party dae het hy dit nie gedoen, maar hy het ons so gekyk, dan bly hy stil. En dan allemaal stil by, dan kyk jy, hoekom is dit nou stil by die kerk? Dan weet jy, boetie, as jy vanavond by die huis kom, of vandaag by die huis kom, die rest van die sabbat was veel lekker sabbat hier. Hierdie skaapwagter het nie so gemaak, hy het die skaap met blydskap, sê die Bybel, op sy skouers getel, en hy het hom teruggevat. En die Bybel sê, daar is blydskap in die hemel oor, hoeveel? Oor een sondaar wat hom bekeer. Een sondaar. Hy roep sy vriende by mekaar, die mense wat assosiasie met hom het, wat met hom omgang, sy bure, langs aan hom, nie die kerkmense, nie die familie nie, kyk mooi wat jy moet let op die taal, ons lesse is baie soos begripstoets op die oomblik, ons moet hom ontleed, kyk wat sê die woord en wat sê die woord nie, hierdie teks sê vir my, hy het nie sy familie geroep nie, hy het nie die kerkmense geroep nie, hy roep sy vriende en sy bure, om saam met hom vrolik te wees, want die een skaap wat verlore was, is gevind en hy het teruggekom. Daar die 1% weet, hulle is verlore. Die meeste is onder die indruk, God gee nie om nie, die kerk gee nie om nie.
Ons moet mense van buite nooi na die koningsfees van die Lam. Tyd van die Romeine was daar duisende slawe gewees en baie mense was as niks geag nie en jy was geklassifiseer gewees. En Jesus sê vir die kerkleiers, daar is mense wat julle los wat ek vir omgee. Daar is verlore kuddes. Kan ek dit sê? In die huis van God. Daar is mense in die huis van God wat verlore geraak het en ons los hulle daarso. Lukas 15 vers 8 tot 10 is die tweede verhaal, die verhaal van die penning, en ek gaan nie, jy kan dit gaan lees self, jy ken dit. Tradisie sê dat 'n vrou het by haar verloving 'n string pennings gekry wat in 'n halsdoel om mekaar geryg was. Nou dit waar is, weet ek, is nie my belangrik nie. Maar een van daardie 10 raak weg. Hy verloor. Nou wat is afvallig? Jy loop en jy val af. Dit is nie, jy beplan dit, jy is nie moetswillig nie. Iets gebeur in jou omgewing wat maak dat jy die pad byster raak. 'n penning is 'n dagloon. Een dag uit 10 uit verloor jy. Wat maak die vrou? En let op nou die taal van die Bybel, dis 'n vrou. Dis nie 'n skaapwagter nie, dis nie die eienaar nie, dit is 'n vrou. Sy vee die huis uit, grondvloer in daai tyd gewees, met 'n besem. Nou as julle al op parties gesoek het, wat klein is, ek het nou dag 'n klein party laat verloor, en ek het gevoel en gekyk, en ek kon nie, toe vat ek die besem en ek vee, toe kry ek iets klein wat jy soek. Jy soek systematies volgens 'n patroon, 'n metode wat jy volg. Kyk hier, kyk daar, kyk daar. En sy roep haar, het jy gelees, haar vriendinne. Meervoud, vroulik. Sy roep haar buurvroue. In die gelykenis van die skaap, is dit die man wat soek. Sy vriende en sy bure wat saam fees vier. Jesus is die redder, die verlosser, die eienaar, hy is die hoof. Die man is die broodwinner, die beskermer, die hoof van sy huis, die geestelike leier, gewoonlik, dit hoef nie altyd so te wees nie. Die rol van 'n man. Jesus praat met die kerkleiers wat aanspraak maak dat hulle daardie gawe gekry het, alleenreg om te preek, om te evangeliseer, om te verkondig. Ek sê dit spesifiek so, en dit is wat op neerkom. Nou gaan hy na die vrou toe, die penning is 'n vrou, sy roep haar vriendin is haar buurvroue. Wat het ons vanmôre gesê in die les? Wat is die doel van 'n vrou simbolies in die Bybel? Die kerk. Wat doen die kerk? Waaruit bestaan die kerk? Die kerk bestaan uit Christus wat die hoof is, Efesiërs 5:23, Kolossense 1:18. En die lidmate is die gemeente, die liggaam. Paulus sê daar is nie meer Jood, daar is nie meer vryman, daar is nie meer slaaf nie, daar is nie meer man of vrou nie. Julle is almal die kerk. En die kerk se werk is om daardie verlorenes te ontvang en te vertroetel, te koester, te leer. Wat is die werk van 'n maanehuis? Is 'n huis dieselfde as daar nie 'n maas met 'n kind nie? Die ma het 'n spesifieke funksie wat sy verrig, van opbou, van leer, van versorging, van vertroeteling. En my vraag is, Jesus wat die kerkleiers aanspreek sê, doen julle as 'n kerk dit? Deur afvalligheid het hulle verlore geraak. Daardie string het gebreek. Die beeld van die koning is nog op daardie muntstuk. Hy het nog waarde indien hy gevind kan word. Geliefdes, ons is nie waardeloos omdat ons in 'n toestand van verlorenheid is of afvallig is nie. Ons het nog waarde. Ons het net verlore geraak, ons het losgeraak, ons het afgeval. Ons is verlore in die kudde, in die huis, in die kerk. Die Heilige Gees soek daagliks in die huis en gebruik metodes om mense harte te beïndruk. Ek het vanmôre gedink, wat is dit wat u die meeste vandag gaan beïndruk in die kerk? Is dit die musiekprogram? Is dit die voorprogram voor wat by u gaan bly? Is dit die
lesstudiebespreking, is dit die preek, is dit die samesyn met mense, is dit die handdruk wat jy by die deur gekry het, of is dit 'n vriend of 'n vriendin wat vir jou gesê het, hoe gaan dit, wat dalk uit gaan staan hoe enigiets anders ter? Hoe vind jy dit in die huis? Gaan jy dalk hier verlore raak? Gaan jy uitstap en sê ek het niks gekry vandag nie? Dit was 'n tyd van morsing geweest. Baie deeglik, enkelinge. Vers 1 praat van sondaars en vers 7 het jy opgelet praat van sondaar. Enkelvoud. Dit is of hy ver praat en nou kom hy nader na jou toe. As mens. Let op die taal van die Bybel, die penning. 10 pennings te penning. Lukas 15 vers 11 tot 32, die seun. Die seun vra vir sy pa, gee vir my deel. Sy aanspraak, het hy 'n deel gehad? Deuteronomium 24 vers 17 sê dat as daar kinders gebore is die oudste seun die erfgenaam. Hy kry 50% van die erfporsie en die res van die kinders, of hulle 12 of 15 is, kry die res gelyk op verdeel. En as jy die tweede geborene is, in hierdie geval was, het jy geen aanspraak op 'n erfporsie nie. Jy kan nie 'n erfporsie kry as jy jonk is nie. Die van julle tree af op 30, op 20, op 10. Jy tree af wanneer jy jou werk gedaan het. Wanneer jy 'n pensioenfonds geakkumuleer het in ons tyd. Dan kan jy gaan vra vir daardie pensioenfonds. Vir die pa om vir hom, en hy wil nie sê pa verdeel my plaas nie. Die helfte van die plaas is myne, die helfte van die vee is myne, die helfte van pa se bankrekening is myne. Ek wil dit nou hê asseblief. Nou moet die pa gaan, hy moet 'n verband op die plaas gaan vat en op sy vee en op alles. En hy moet kontantgeld vir sy in 'n sakkie gee, sê jy jou geld. Jou erfporsie. En dan moet hy vir die res van sy lewe gaan werk om daai agterstand wat hy nou gekry het weer te gaan inhaal. Want hy het nou 'n verlies in sy plaas. Kan jy sien hoe die jongman vra? Hy vra iets wat hom nie toekom nie. Wederregtelik gebruik hy dit. En dan sê die Bybel dat hy daardie geld gaan verkwis. Sy talente, sy geleenthede, sy middele met sy vriende en hakkies verkwis. Met slegte mense deurdring. Mense wat daar is ter wille van sy geld. As 'n mens graag geld uitdeel, dan het jy baie vriende. Maar as dit swaar met jou gaan, dan het jou vriende raak hulle weg. Hulle kom minder kuier, jy weet. Hulle verdwyn so stil weg van jou af. Geliefdes, wat doen ons met ons talente, met ons middele, met ons tyd, met geleenthede? Toe ons kinders was, het ons vir my pa gesê, ons kan nie wag vir die dag dat ons uit die huis uit gaan nie. Hoe kon ons dit van gesê? Want die reëls en die regulasies was te veel geweest. Ons wou gaan doen soos Kain gemaak het. Kain trek weg te loop van Adam af, omdat die huishouding van Kain vir hom 'n las word. Lot trek weg van Abraham af, die gaan lees patriarge profete, omdat die godsdienstreëls van Abraham vir hom te veel word. Hy wil vry wees. En ons het in ons domheid as seuns dieselfde met my pa gesê, ons wil wegkom, dat ons kan doen wat ons wil doen, wanneer ons wil, soos ons wil. As ek by die huis kom en my pa gevra, waar was jy gewees, wie het jy gespeel, wat het julle gedoen? Dit was so 'n rugbygawe wat jy het opgesê het. Dan moes ons verduidelik, en hy het gaan check, jy weet, hy het gaan kyk, is dit so? Hy het gaan kyk, is dit so? Weg van die kerk, weg van bidure, weg van persoonlike studie en gebed. As die reëls van godsdienst vir u te veel word, gaan u daardie dinge begin vermy. En dit is die pad van afvalligheid. Dit is die pad van agteruitgang. Psalm 1, welk salig is die man wat nie wandel in die weg van die goddelose, nie staan en nie sit nie. Kan jy die agteruitgang sien, die progressie? Hy loop, hy stop, hy sit. Gaan ontdeel daar die psalm, is 'n pragtige psalm. Wegbeweeg van die wet van God, wegbeweeg van God af. Vergeet totdat jy tot jouself kan kom, tot die omstandighede jou terugbring. Baie keer gebruik die Here, en ek sê dit versigtig, baie keer gebruik die Here tog omstandighede om mense terug te bring. Siekbed dalk.
Dat jy dalk jou werk verloor, sodat jy kan weet na wie toe moet jy roep as jy geld nodig het. Dat ander dinge begin gebeur, dit is nie die normale gang van die lewe nie, ons weet die Satan veroorsaak hierdie ding, maar God kan dit gebruik, om jou te kom met die plek waar jy gaan sit en sê vir jouself, waar ek nou is en waar ek was, is nie dieselfde. Hierdie man sit en hy pas vark op, nou om 'n vark op te pas vir die Jood, was 'n verskriklike vernedering. Dit is die laagste van die laagste werk wat daar is. Uitlanders het dit gedoen, nie Jode nie. En hy so honger, hy wil daar die pele van die varke eet. Dit moet vreeslik wees, om honger te wees, soos daai. En hy sê vir homself, my pa diensknegte, hulle het 'n kwartier wat hulle bly, hulle kry uitrusting, kleredrag, hulle kry 'n vaste rantsoen en geld, hulle kry kos, wat deel is van hulle diens. En hy besluit, dit is beter om terug te gaan, maar ek kan nie teruggaan as 'n seun nie, want ek is nie meer my pa se seun, ek het daai kans, ek het daai blik gebrand. Ek sal teruggaan en hy begin vir homself soos ons maak, as ons na die Here toe kom, dan sê ons vir die Here so rykie op in ons gebed oor hoekom ons is waar ons is. Want ons besef dit werk nie. Hy sê ek sal vir my pa sê ek is nie werd om die seun genoem te word nie. Laat my wees soos een van die wat? Diensknegte. Dat ek ten minste kos kan hê, ten minste ergens kan behoort. Pa het gesondig teen God en teen u. Pa is nie werd om die seun te wees nie. Het jy so 'n storie? Ek het baie mense gaan besoek wat nie meer kerk toe kom nie. Dan vertel hulle vir my hulle storie. Soos die boemelaars buite, hulle het sulke stories wat hulle vir jou vertel. Dan trek hulle gesig ook so saam met die storie, jy weet, jy moet regtig nou glo oor wat hulle sê. Ek trek dit nie in twyfel nie, maar ek dink daaraan in die beeldspraak van die wêreld. Ons het sulke stories wat ons kan vertel van hoe die kerk ons behandel het. Hoe mense ons behandel. Hoekom ons nie meer kerk toe kom nie? Is die Here geïnteresseerd in daai stories? Is dit enigstens waar? Pa is nie geïnteresseerd. Die Bybel sê, toe hy nog ver aankom, sien die pa. Nou, wat het hier gebeur nie? Ontleed bietjie hierdie teks. Het hy goeie oë gehad? Hy was 'n ou man. Ek wil vir julle sê, hy het daai pad elke dag opgehou. En ek wonder hoeveel keer het hy uitgehardloop as hy die figuur van 'n man sien, wat lyk of dit sy seun kan wees. Net om te draai en te sê, dit is nie my seun nie. 1 keer, 2 keer, 3 keer, ons weet nie. Die seun begin sy storie, pa, ek is nie, pa, stop hom. Hy het nie vir hom gesê, kom jy terug nie. Jy weet, ek was in my eerste jaar teologie gewees, en ek daag by die huis op, my pa se eerste woorde was, kom as jy nie college nie. Ek sê, ek het geloop. Hy sê, kom het jy geloop. Toe wil ek nou van vertel, kom ons weg daar so. Ander storie. Hierdie pa vraag nie vir hom, wat het jy met al die geld gemaakt wat ek vir jou gegee het nie? Hy het nie vir hom gesê, het ek nie vir jou gesê, daai tyd, dat jy gaan jou geld vermors, en dan gaan jy terugkom na my toe dryfsterk, en dan moet ek jou weer ontvang en jou versorg nie. Hy doen dit nie. Hy kyk na hierdie seun vuil, vol vodder. Daai appel. Die appel vervries voor die tyd, hy moet hom so gekry, ek verdink dit is aanstaande gevang met hom. Hy trek sy kleed uit. Onthou, hy eienaar, hy wat ryk is, pragtige mantel gedra, hy trek daai mantel uit, hy maak sy seun se vodder toe, sodat sy diensknegte dit nie moet sien nie. Hy haal sy ring af, sit dit vir hom aan. Hy sê, jy is weer my seun, jy is my erfgenaam. Hy sê, bring vir hom skoene vir sy voete. Hy moet sandale kan huis toe gaan. Geliefdes, hierdie verhaal is pragtig. 1% van mense weet soos die verlore skaap, hulle is verlore en moet gaan haal gaan word. As een nie gaan haal nie, gaan hulle dalk daar bly in die veld.
tot die genade van die Here iets met hulle doen. 10% van mense raak verlore in die huis, soos daardie penning wat verlore geraak het, en moet gesoek word met 'n proses. Jy moet 'n proses volg om mense te gaan terugwin wat verlore geraak het in die kerk. 50% van mense wat wegloop, moet tot inkeer kom, en die ander kom nie tot inkeer nie. Die Heilige Gees bereik hulle nie. Iemand praat nie met hulle met die stem van God nie. Gee hulle liefde om hulle te bewys dat hulle waardig is nie, sodat hulle kan besluit om terug te kom nie. Die nalatigheid van leierskap, die nalatigheid van kerke, en die onwilligheid van mense om iemand terug te ontvang. By daai deur, aan die begin het ons deurloop gestaan soms besluit. Ek stap in Checkers en 'n man tik my so op my skouer. Ek draai om en sê vir my leraar, hy sê, jy ken my nie. Ek sê, dis reg, ek ken jou nie, wie is jy? Maar nie so op sê ek sê die maar, wie is jy? Hy sê, ek is 'n lid van PE West gemeente. Ek sê, ek het jy nog nooit gesien. Hy sê, ja, ek weet. Hy sê, baie jare terug het daar iets gebeur in die kerk, en ek is hier uit, oor wat mense aan my gedoen het. Hy sê, maar daar is tye wat die Here met my hart praat, en dan kom ek terug. Hy sê, ek gaan stop my kar hier voor die hek, dan kyk ek in. Hy sê, ek het jou gesien preek. Ek kyk hierdie deur, dan sien ek op die kans gestaan. 2003. Ek sê, dan kom jy nie in nie. Hy sê, want ek weet hoe die mense my gaan ontvang as ek terugkom. Ek sê vir hom, man, daai mense is lang al dood. Hulle is nie meer in die kerk, weggetrek. Ander mense. Kom terug. Ons spandeer te veel tyd met die 99 skape uit die gang van profesie, terwyl ons die een moet gaan soek. Ons spandeer te min tyd met die mense wat in die huis gebleef of wat nie meer daar is nie, ons opennings, moet hulle gaan soek. Ons ontvang die mense wat rou het en terugkom, nie met open arms nie. Ons moet hulle terug ontvang met liefde, onvoorwaardelik, sonder 'n geskiedenis. Ek weet nie wat u oor die geliefdes. Pragtige verhaal, gaan lees die verhaal weer en kyk wat sê die Here vir u. Is u dalk een wat op die rand staan om af te val, om weg te raak, om aan die inkome te gaan soek. Die Here sê vir u, kom terug. My huis sal 'n huis van gebed wees. En as jy hier kom, sal ek saam met jou wees. Al die sondaars, die tollenaars, het gekom na Jesus toe, want hy het hulle gered. Terwyl die kerk hulle nie ontvang het. Nie mag dit wees dat hierdie kerk, soos Jakob gesê het, ek het geluister tot agter sit. 'n kerk sal wees wat u sal ontvang en u sal terugkom na die kerk toe. Mag die Here vir u seën. Amen. Liewe Koning Jesus, miskien is daar iemand wat vandag voel dat hulle uitgesluit is, afgesonder is, nie meer in tel is en wat dit kom by die dinge van God nie, wat daaraan dink om 'n ander pad te loop, wat verlore voel deur sonde en deur ellende. Here, my gebed is as hulle in hulle harte tot u roep, dat u vir hulle oop arms sal gee. Dat u vir hulle sal verseker dat die kleed van geregtigheid vir hulle ook sal toe kan maak. En dat u ons sal gaan soek, sal vind en sal terug verwelkom. Ag, nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die soete gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van u wees en bly van nou tot in alle ewigheid.